name wat vanoggend gekom het om die laaste eer te bewys aan Hans Visser, wat wel bekend aan ons almal was. Hy is baie welkom hier, ons is bly dat hy in hierdie moeilike tyd van die jaar 'n tydjie kon afknyp om hier te kan wees. Dit is vir my altyd 'n getuienis, oud of jong, bekend of onbekend, hoe dat mense onder dit saamtrek. Rihanna, vir jou en vir Herman saam met julle gesinne, Doris, vir jou met jou gesin. Ons wil vir julle welkom sê hier aan die voete van die Here. Die Here praat nie deur woorde nie. Hy sê vir ons in sy woord, die Heilige Gees is soos 'n wind wat waai. Ons is nie altyd seker waarvan hy kom nie. Maar die Gees van God praat met ons op sy eie manier. En daarom is my gebed vanoggend vir julle, dat julle hier in die teenwoordigheid van die Here God se vrede en God se teenwoordigheid sal ervaar. Maar nie net vir die oomblik, ook vir die dae en die jare wat kom. Ons is hier by mekaar om afskeid te neem van Hans Hermanus Josia Visser, gebore die 12de Augustus 1950, oorlede die 11de Desember 2025. Hy het hierdie dood van ons weggeneem. As ons hier is, wil ons nie klem plaas op die dood nie, maar op die lewe. Daarom dink ons aan Jesus, ons Here Jesus Christus, wat die tuin van Josef van Arimatea op die Sondagmôre die klip wat weggerol het. Die graf was leeg toe hulle vir Jesus gesoek het. En die engele het vir die vroue gesê, moenie skrik nie, want Jesus van Nasaret opgewek is. Ons vind troos in die woorde van Jesus wat sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe in my glo, sal in al die ewigheid nooit sterwe nie. Ek gaan vir julle voor met 'n kort inleidende gebed van die groot versoendag. O genadige God, vir die wat arm is antwoord ons. O genadige God, vir die wat bedruk is antwoord ons. O genadige God, vir die wat gebroke harte het, antwoord ons. O genadige God, antwoord ons. O genadige God, wys u deernis met ons. O genadige God, verlos ons. O genadige God, red ons. O genadige God, bewys u barmhartigheid aan ons. Nou, gou en baie gou. Here, as ons die woorde op ons lippe neem, dan doen ons dit met vrymoedigheid, dat ons met alle vrymoedigheid aan die troon van God se genade kan gaan. In oomblikke van oorvloed, in oomblikke van vreugde, maar ook in die oomblik van hartseer, rou en die dood. En Here, dit is so dat ons is nie gemaak om seer te kry en seer te hanteer nie. U het ons aan die begin in hierdie wêreld geskep om in die tuin van Eden saam met God te leef. Daarna vind die verskriklike ding plaas wat ons wêreld omring van dood, seer en hartseer. En ons beleef dit vandag in ons eie vleis, sodat ons liefde op 'n vreemde wyse moet kom waardeer.
Want as ons nie lief gehad het nie, sou ons nie hartseer wees nie. Maar ons is so bly dat U Uself definieer in die Bybel. U Uself openbaar as die God van liefde. Daarom kan ons tuis kom in die teenwoordigheid en kan ons tot rus kom om te kan weet dat ons is ten minste vir 'n paar oomblikke op die regte plek. Ons kan gefokus raak, ons kan ons instel op God se hart vir 'n bloeiende wêreld. Ons kan ons instel op God se hart vir mense wat seer kry, wat moet afskeid neem en wat nooit weer die voorreg sal hê om te kan sê, Pa, Oupa nie. Ons kom dra daarop vanmiddag elkeen van hierdie familie op aan U en vra dat die genade en die liefde van God vir hulle styf sal vashou. Dra hulle oor die heuwels van môre, oor die klippe wat nog wag op hulle pad. Waar hulle voer vir 'n pad om te stap met God hand aan hand. Want sonder dat U in hulle lewens teenwoordig sal wees, sal hulle by elke klip breek en elke bul sal hulle te behoor. Dankie vir Mans Visser se lewe. Dankie dat hy 'n stille getuienis vanmiddag lewer met almal teenwoordig, dat hy baie mense se lewens op sy manier aangeraak het. Amen. Voor die diens nou gaan begin, gaan ons saam kyk na skryfie uitleg of 'n bietjie verhaal soos wat saamgestel is deur Hannah en die familie. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break.
stand face to face. Come and lay it all down. 'Cause it might be the day. Time is right now. There's no need to wait. The past will be walked. The rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every word. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Elkeen het 'n blaadjie gekry, maar ons gaan ook die woorde op die bord gooi. So ons gaan nou sing die speel. En baie dankie vir die trouw wat vir ons instaan die nou as afsluiting is. Come
vriende, by hierdie laaste eerbetoon aan ons gaan ek saam met julle lees Markus 1 van vers 1 tot en met vers 8. In die begin was die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos daar in die profeet Jesaja geskryf staan. Ek sal my boodskapper vir jou uitstuur. Hy sal die pad gereed maak. 'n stem van iemand wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here gereed. Maak sy paaie reguit. So het Johannes gekom. Hy het in die woestyn gedoop en is 'n doop van bekering met die oog op die vergifnis van sondes verkondig. Die hele landstreek van Judea en almal in Jerusalem het na hom gegaan en hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle hulle sondes bely het. Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra, met 'n leergordel om sy heupe, en sy springkane en wilde heuning geëet. Hy het gepreek en gesê, na my kom hy wat sterker as ek is. Ek is nie eens werd om te buk en die riempies van sy sandale los te maak nie. Ek het julle met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Die klem van hierdie gedeelte waarop ek vanmiddag wil konsentreer is vers 6. Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra, met 'n leergordel om sy heupe, en hy het springkane en wilde heuning geëet. Doris Herman, Rihanna, met julle families, broers en susters van Maans. Miskien val my tekskeuse vir julle dalk vreemd op die oor. Maar ongelukkig kan ek dit nie wegredeneer dat ons bevind onsself in 'n seisoen van klanke, giere, gemoedelikheid, van saamwees, ligte en van opgewondenheid nie. Want dit is ook ons boodskap wat ons in die kerk verkondig, daarom sing ons oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Heerlik klink dit met Kersfeestyd. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, kom in die gees nou na Bethlehem. Ja, kinders, kom sing met 'n vrolike stem. Tog vermoed ek dat hierdie soort van woorde, lirieke en melodieë val vanmiddag vir julle swaar op die oog, op die oor. Dit klink nie na iets wat julle graag wil hoor nie. Met die dood van C.S. Lewis, sy vrou, het hy 'n boek geskrywe, The Grief Observers, en ek vermoed, dit is wat julle op hierdie middag is, in hierdie feesgety. En as ek hierdie Grief Observers moet vertaal, dan dink ek aan 'n ander liedjie, die een van Leon Ferreira, wat hy so mooi verwoord, wanneer ons hier kry, hy sê, stop die wêreld, hang 'n lap oor die maan, breek al die branders, stop elke droom, sloop elke boom, maak al die damme droog, en kap in die see, pluk elke blom, en keer dat die son opkom. Stop die wêreld, want ek het seer gekry. En alles draai om my, maar ek het ver genoeg saam gery. Ek vermoed as julle kan self die oomblik verwoord, sal julle ook
wil sê, maar hang maar lap oor die maan, laat die son maar skyn, of laat die son maar aanhou slaap. Ons het nie aptyd vir vreugde nie, ons het nie aptyd vir opgewondenheid nie. Ek wil afklim. Ek het seer gekry. Ek wil my seer net vir 'n oomblik vashou. En asof dit nie genoeg is nie, sal hierdie skaduwee ongelukkig elke jaar oor die maan kom hang en die son nie laat opkom nie. Kersfees sal vir julle altyd iets verkondig van my man, my pa, my vriend, my broer is dood. Maar hierin is ons soms ons grootste vyand, want ons plaas soveel klem op lewe en ons lief die dood. Dood is vir almal, behalwe vir my. Ons lees van dood, ons weet van dood, ons hoor begrafnisse by oor die dood, maar nie vir my nie. Dis nie iets waarmee ons elke dag loop, ons eie dood nie. Want dood moet eers kom by 'n punt dat jy siek is, dat jy terminaal is. Dood gaan gepaard met ouderdom. Dood gebeur met gewone mense wat nog gister geleef het en wie se begrafnis ons vandag hou nie. Ek wil vir julle 'n sprokie vertel, net wel 'n sprokie oor die dood. Die dood het eendag langs die pad gelê. En toe kom daar 'n jong man verby. En hy die dood sien lê daar. En die jong man het na die dood toe gegaan en die dood opgetel en hom op sy voete gehelp. En die dood was ontsettend dankbaar vir hierdie jong man se daad in sy lewe. En hy het vir hierdie jong man gesê, ek beloof jou, dat die dag as jou tyd kom om dood te gaan, sal ek jou kom waarsku. Ek sal op jou skouer saggies my hand neersit. Die jong man was baie bly, want hierna kon hy sy lewe geniet en kon hy maak wat hy wil, want hy het geweet, iewers sal die dood terugkom en sy hand op sy skouer kom lê om vir hom te sê, dis tyd. Jy moet regmaak. En dan kom die dood eendag. En die dood kom lê sy hand op die jong man in die vleuel van sy lewe. Sy hand. En dan is die dood woedend. Dan is die jong man woedend, want hy sê vir die dood, jy het my beloof. Jy het my beloof en jy gaan my waarsku. Jy het my beloof dat ek aan my lewe lei en jy gaan my waarsku dat ek my lewe kan regmaak. En dan sê die dood vir die jong man, ek het jou gewaarsku. Ek het van die dag wat jy weggestap het by my, het ek jou telkens elke dag gewaarsku. Kan jy onthou dat jou tand gepyn het? Dit was ek wat my hand op jou kom lê. Kan jy onthou dat jy jou toon gestamp het? Dis ek wat my hand op jou kom lê. Ek het jou laat ouer word. Ek het jou hare laat grys word. Ek het jou laat stadiger stap, jou gedagtes het korter geword. En elke keer was dit ek wat my hand op jou kom lê. Jy het s'nags wakker geword met pyn, jy het wakker gelê. Jy kon nie meer lekker sien nie, jy kon nie meer lekker hoor nie. As jy in die spieël kyk, dan plooi op jou gesig gevorm. Dit was ek. Ek het my hand saggies
maar hy het nie geluister nie. En namens dit alles, het ek elke aand my broer slaap na jou toe gestuur, om my belofte aan jou gestand te doen. Nou, is dit 'n sprokie, maar ons lewe die dood. Ons ervaar nie meer hoe dat ons ouer word en die dood elke dag sy hand op ons skouer kom lê nie. Ons ervaar nie hoe dat ons elke dag in die teenwoordigheid van die dood leef nie. Sommige van ons se streepie is lang, ander is kort. Die dood het nie wit broodjies nie. Die dood trek niemand voor nie. Die dood vra nie, wat is jou naam nie, wat is jou posisie nie, is jy 'n pa of 'n oupa nie. Die dood vra nie, is jy Johannes die Doper of is jy die seun van God nie, en of is jy Maans Visser nie. In die gees van Kersfees, en omdat daar by die geboorte, in die nageboorte van Maria, alreeds die bloed van die kruis drup en drup, moes Maria en ons almal weet, die dood is werklikheid. En daarom ook, wanneer ons vanmiddag vir 'n oomblik stil staan by Johannes die Doper, dan het ek juis Johannes die Dopers gekies om 'n laaste eer aan hulle pa, aan hulle man, aan hulle broer en aan hulle vriend te bring. Want ek dink Maans Visser se lewe spoor in twee opsigte met die van Johannes die Doper. Johannes die Doper was 'n eksentrieke mens. Hy het 'n eksentrieke lewe gelei. En die tweede, hy het 'n gefokuste lewenstaak gehad. Sy eksentriekheid kom daarom uit dat ons lees in Markus 1:6, Johannes het 'n kleed van kameelhare gedra, met 'n leergordel om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. Niks hiervan is normaal nie, dis uitsonderlik, dis eksentriek. Hiermee het Johannes hom afgesonder as 'n eenkant mens, 'n mens wat in die woestyn gelukkig was op sy eie. Niemand het hom verstaan nie, maar God het hom verstaan en het homself verstaan. Hiermee as woestyn was hy op sy eie gelukkig tussen die bosse en die sand en die bye en die bome. Ek het Maans Visser in 1989 leer ken. As ek dan vanoggend iets oor hom moet getuig, is dat hy was die Sandveldse Johannes die Doper. Hy was eksentriek. Hy was 'n privaat mens. Hy was 'n eenkant mens. Maar hy was in sy eie wêreld baie gelukkig. In sy eie wêreld het hy sy ding gedoen. Hy het sy eie kop gevolg. Hy is gedryf deur sy opvoeding en sy kinderjare. En niemand het vir hom voorgeskryf nie. Sy stapel voedsel het hy ook gekry uit die grond uit. Die vrugte en die groente wat hy geplant het. En die lewe wat hy die grond het gemaak het. Eksentriek. As ek 'n kort bondige CV van hom vanmiddag moet lees, sal dit wees met erkenning aan Paul Anka. I did it my way.
it's too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. Lewensstaak. Johannes se lewensstaak is al reeds vir hom uitgebrei, voor sy geboorte uitgestipel. Johannes het besef dat hy het net een opdrag en dit is om 'n vinger van God te wees. 'n Rigtingwyser. 'n status. 'n status dat die son van geregtigheid wat binne in hom geskyn het, hy net moet weerkaats soos die maan aan die wêreld daar buite. Hy self was niks nie. Daarom sê Johannes 1 vers 8, hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Sommige het dit nie verstaan nie. Sommige van die wat rondom hom geleef het, nie daarvan gehou nie. Daarom sterf Johannes die wreedste dood denkbaar as Herodes se dogter vir hom sê, Pa, ek soek Johannes die Doper. Sy op 'n skilbord. Maans Visser was 'n doener. Hy's 'n werker. Die son het op hom geskyn, hy het niemand so gestaan nie. Met bekoms hier in 1989 was Maans Visser 'n bloukrag werker. Elke dag graanwater tot gery. Swartfontein was sy tydelike holte, wat hy later uiteindelik syne kon noem. Dis waar hy sy lewensdroom en sy lewensideaal kon uitkerf. Hier het hy dit gedoen, op sy manier. I did it my way. En ja, hy was suksesvol. Saam met Esther en die 2 kinders het hy 'n empire staan gemaak. Maar hy het dieselfde fout gemaak as die jong man en ons almal. Hy het die tikkies van die dood op sy skouer geïgnoreer. Want sien, I did it my way. Ek is 'n groot man, ek kan pyn hanteer. Ek kan die lewe in die oë kyk. Maar ek het nie altyd aggeslaan op die sagte skouervatte nie. Daarom toe die dood hom op sy rug kom slaan, wou hy nie luister nie. Hy wou nie, want is net nog 'n pyn. Ek sal dit oorleef. Ongeag of jou naam Johannes is, Jesus Christus die Seun van God, of Maans Visser. Elke klop op ons skouer elke dag, moet ons bewus wees van die dood. Wie die agterie voortstorm, ontken dat die dood deel is van die lewe. En ontken dat die lewe, die werklike lewe, is eintlik besig om gestalte te kry binne in ons. Toe ek weer gaan lees die gedig van Elisabeth Eybers, het ek hierin gehoor hoe dat sy alreeds vir Maria gevra het, hoor jy die klop van die dood met die kind wat in jou arms lê? En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volbors, het jy geweet dat hy sou sê toe dit laat was, ek het los. Toe dit verby was en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe
gevangenskap reg verstaan. In die stal, op die geboortewater van Maria, druppel reeds die bloed van Jezus van die kruis. Wat bly oor? Dit wat julle gehad het. Dit wat julle gehad het, saam met hom. 'n lewe wat julle kon volpak van die herinneringe van lief en leed. En dit is wat julle nou moet koester, en dit is wat julle vir ons op die bord gewys het. Maar as julle al die dinge doen, onthou die sagte vat op jou skouer. Hulle het jou man kom vat. Hy sal vir julle vat. Maak seker dat wy julle lewe, dat die lewe oor meer gaan as eet en drink en aantrek. Want terwyl ons lewe Christus binne ons. Word die lig vir die wêreld. Moenie nie pad staan van die lig nie. En wanneer jy hierdie lig weerkaats, sal julle lig nooit geblus word nie. Ek het in die laaste vers van Leon Ferrer se liedjie gelees. Ek lees dit nou. Want dis waarmee ek julle wil huis toe stuur. Stop die wêreld. Ek het seer gekry. En alles draai om my. Ek het ver genoeg saam gery. Ek wil afklim. Ek wil by u bly. Ek het lang genoeg saam gebly. Ek wil afklim. Ek wil by u bly. Amen. Wat nou gaan volg is dat daar gaan bedankings wees wat gedoen word in Gabriel en 'n hulpgeblyf namens die familie, die Rihanna, weet nie wat er volg wat die dag gaat doen. En is welkom om voor by die microfoon te staan. Dat die hulpgeblyf van Rihanna is dat eerste. Vandag het ek die voorreg om 'n huldeblyk te lewer oor my pa, die wit bejawel koning, ook bekend as Mansie. My pa was 'n trotse wyse man. Sy broers en sy susters was sy alles, alhoewel hy en tannie Rina 'n baie spesiale verhouding gehad het. Sy kleinkinders, na Lelani se dood, het ma en pa vir Boeta Herman groot gemaak. Ons was baie meer jaloers oor al die aandag wat hy gekry het. Dit was soos hulle eie kind. Ilse Marie was die eerste kleinkind. En hy het haar sommer Millie genoem. Vir die kleinkinders was sy ete om die tafel altyd lekker. Bakbrood was altyd op die menu. Pieter was sy oupa se Pietie, en hy het altyd die swart voëls geskiet vir saggeld wat in oupa se vrugtebome was. Oupa wou hulle net altyd meer spaar. Almal wat 'n plaas toer saam met my pa gehad en sal presies verstaan waaroor dit gaan. Hy het altyd vertel van hoe hy en my ma in die plaas gekom het. Dit was net 'n klein 2-slaapkamerhuisie. My pa moes werk as elektriesien by Cederberg munisipaliteit om geld in te bring sodat hulle kon boer. Ek sal nooit vergeet hoe ons altyd strand toe gery het om die sakkie geld te vat na die dokter wat hulle die plaas bygekoop het nie.
En ek sal ook nooit vergeet die jaar wat hulle R6 op 'n sakkie aardappels gekry het en hoe opgewonde hulle was nie. Herman en my pa het 23 jaar saam gewoon. My pa het 'n kop op hom gehad. Hy was 'n plannemaker, 'n netjiese man. Hy het 'n ongelooflike kennis gehad. My pa het glad nie van 'n losbandige lewe gehou nie. Vir hom moes alles reg wees. Hy het geglo in orde en dissipline. En ek was die rebel in die familie. So groot soos hy was hy 'n ongelooflike, so groot soos wat hy was hy ongelooflik bang vir 'n slang. En hy sommer lelik kwaad geraak as daar vlieg in die bakkie was. Vrydag moes die werk geblink het. Stoepe word gevee en die trekkersbakkie se verf was amper afgewas. My pa se sin vir humor was baie uniek. As kind het hy my altyd baie vroeg wakker gemaak. Onnodig vroeg. En dan sê hy, good morning, the horse is running the river. En hoe kan ons vergeet van sy Johnny Peters van Radio Buddha? Elke heining, elke aardappelsirkel, elke gebou op Swartfontein dra vandag jou storie pa. Die plaas leef omdat jy geleef het. Met baie harde werk, opoffering en liefde. Ons het dikwels gestry oor die perde. Perde is dooie kapitaal. Hy het my konstant gewaarsku as hy swart perd in my tuin kom. Hy was die mees vrygewigste mens op aarde met die mooiste hart. Niemand is ooit leë hande van hierdie plaas af nie. En as ek en Piet iewers heen op pad was, moes ons altyd vir ander mense goed saamleef. Hy was 'n besige man op sy foon. Hy het sy sekere mense gehad wat hy gereeld gebel het, soos om Arthur van Gravate, Frikkie Vis, Henry Venter, Petrus in Amerika, Attie, Jaco, Dirk, so kan ek aangaan. Ek het nie altyd verstaan hoekom my pa sekere dinge gedoen het nie, maar vandag maak alles vir my sin. Die plaas was nie net grond nie, dit was hy en my ma se trots en droom, en ook die plek waar ons kinders geleer het wat ware uithouvermoë en nederigheid beteken. Dankie vir elke dag wat julle in windroogte en reën gewerk het om vir ons 'n toekoms te bou. Ons sal julle nalatenskap met eer dra. Julle liefde en harde arbeid sal nooit vergeet word nie. Ons wens ons kon julle nog een keer druk en sê hoe trots ons op julle is wat julle bereik het in die lewe. Geachte vrienden, namens Rihanna en die familie wil ek graag die volgende bedank ons. Graag wil ons oprechte dank betuig aan familie, vrienden en die gemeenskap van die Sandveld vir elke gebaar van medelee aan die afsterwe van ons pa. Ons wil ook graag die volgende mense bedank. Dan Doris vir haar bydrae met pa se lewe, asook vir Johan en Madeline. Piet, dankie dat jy die luisters vastgevat het in hierdie tyd. Dankie vir jou ondersteuning en liefde. En Herman, dankie vir die paai wat ons saam kon loop tydens ma en pa se afsterwe. Ek is trots op jou, Herman. Carla, dankie vir jou ondersteuning aan Herman. Op haar maatse kleinkinders, Pieter, Boeta, Elise Marie, ons is lief vir julle. En opa was baie trots op julle geweest. Tannie Marlie, dankie dat Tannie die pad saam met my en Herman gestap het, deur beide ons ouers se afsterwe. Dankie dat Tannie Woensdag die kleinkinders kom haal het en besig gehou het, terwyl ons moes afskeid neem van my pa. Doen die persoon, baie dankie vir die mooi troostwoorde
die preek vanoggend. Die woorde het in tyd van groot hartseer, lig en rus in ons harte gebring. Dankie vir Dominee se deernis, empatie en die wyse waar Dominee mekaar se lewe met soveel respek en waardigheid hanteer. Mediese personeel van die Panorama Medical Clinic en die Freedom of Life Hospitaal, groot dankie aan iedereen van die personeel. Dan Augusta en Pieter, baie dankie vir die lekker kos en aan Ender, die wens, dankie vir die catering in die saal na die diens. Elsebie en Karel, dan die Elsebie, een leiding gevat het met die begrafenisrede rondom die diens, en dan die Karel van my pa, sy terug en die groene uitstalling in die kerk. Baie dankie aan beide van julle. Begrafenisondernemer, dankie aan Johan Hartstens, skus nog Gerard Karstens, en Linda, dankie vir die livestreaming van die begrafenis. Rodus, wat doet dat van is, baie dankie aan jou. Dan my pa se werkers. Dankie aan die loyale werkers van Swartfontein, wat so lank wat saam met my pa gestap het. Ons waardering ook aan Ian en Zelda, Frans, Eni, Vicky, Heno, en Elisma en Alberti. Dankie ook aan my collega's wat vandag hier is. En dan aan elke liewe persoon wat vandag die moeite gedoen het in die laaste jaar aan my pa te ondersteun. Baie dank. As ek iemand uitgelaat het, moet hy my verspoor. My pa was so 'n legende, dat ek nie kon byhou. Ek het aan die man gestaan, laat gepraat op die telefoon. En ek het gevra of ek ook iets voor Hans kan sê, en kan het enige deel. Ek wil jou baie dank sê dat so 'n paar gedagtes wat ek met u wil deel van Hans gister. Ek het Hans se paai ongeveer 45 jaar gelede gekruis. Ek het hom opgesom as 'n omstrede karakter in sy eie reg. Doch was hy regverdig en altyd vir oortuiging. Nadat Hans en sy gesin nes geskop het op Swartfontein in die middel 80er jare, het ons weer met mekaar te doen gehad en uit die aard van die saak wat ons goeie vriende geword. Ek het aanskou hoe dat Hans sy plaas ontwikkel het uit niks tot een van die best produserende plase met die gepaardgaande infrastruktuur in die Zandveld. Gedurende die 3 dekades wat Hans actief betrokken was in die boerdery, het hy homself bewys as een van die meest vooruitstrevende boere in die Zandveld. Ek wil my verstout om te sê, swaar enige gelyk. Hy het sy boerdery te alle tyd met presisie bedryf. En was altyd baie beskei oor wat hy bereik en vermag en het eerder verkies om op die agtergrond te bly. Hans het meer kans in sy lewe gevat as wat hy gekry het. Verder was hy 'n gewer en nie 'n ontvanger. Hans was 'n persoon met visie, het 'n groot harde werk, was altyd vasberade en sy doene laat. En die wagwoord wat sy bedryf was dissipline. Hierdie kernbeginsels het die grondslag gelê vir die sukses wat hy behaal het. As vaderfiguur was hy altyd besorg op sy kinders. Ek het by geleentheid by Hans en Esther na huis thuis gegaan. En dit was opvallend hoe beskermd hy was oor Herman en Rihanna.
op sy gelukkigste week. As hy sy vrou en 2 kinders onder een dak by hom kon gehad het. Die nalatenskap van Maans, sal nog vir dekades voortleef in die Sandveld en die voetspoor wat hy agtergelaat het, sal altyd ter herinnering van hom wees. Die Sandveld het 'n legende met 'n goeie uitvoer. Er is 'n vrede man. Die sal deur baie gemis word. Ek dank u. Kom aan, collega. Doe nou raak so dat ek iets gelees op die wat Johanna geskryf het en dit het my opgeval. Ek verdink ek hoe dit die keer Johanna het geskryf Swartfontein het jy so lief gehad. En die staallied op die wat gebeur het van terug na Januarie maand 1990. Daar die stadium ek ons al baie gebly. En Esther het gebel en gesê hulle gaan op vakansie. En hulle wil met ons aankom in Mosselbaai om oor te slaap en dan sal dan daarvandaan verder van George Leisner en dan vandaan na Oudtshoorn. En so het hulle gekom, ek dink dit was Januarie 1990 gewees. Herman, dit was 10 jaar oud, Anna was nog klein. En hulle was oorgeslaap in Mosselbaai. En die volgende oggend het gegroet, en hulle gaan dan verder. Ons is die eerste plek het oorgeslaap. Daar dieselfde aand het Esther gebel en sy is terug op Swartfontein. Want Maan sê, ek is so lang in die plaas het. Maar Anna dan sy dit, toe vandag op die taas gelees en sit, toe kom het my op by, op een stadium, Maan sê Esther, elke jaar van visvat, in eentjes. En die specifieke jaar, en dit was Dirk Samuel gewees, wat hulle in eentjes was. Ek was verwerk in Mosselbaai gewees, en gauw het Maan gesê, jong kom oor, kom iets by ons. En ek het die kar gespring, want ons baie ek is af na Maans toe, en eentjes. Toe daar kom, in die vertrek, staan daar klomp, 5 liter kan op water. En ek sê vir hom, nou in die, wat sê die water? Toe sê die water kom van Swartfontein af. Ek drink net Swartfontein se water. Baie dank. Voordat ons die laaste lied gaan sing, het Rihanna vir my gesê dat sy wil iets van haar pa met hulle deel en dit is sy hart. En dan is daar vir diegene wat wil vat, is daar groente en vrugte wat kan is beskikbaar. Dit is 'n stukkie van sy hart wat hulle as 'n familie vir hulle saamgee op 'n stoel. Kom ons sing die laaste lied, die 2, die aankondiging of die woord. Ten slotte, ons segens spreek en dan gaan ons vra dat die familie eers die kerk sal verlaat en ons kan saam te gaan as die tyd het.
in die besonder met julle as 'n familie. Klim af. Kom bly by die Here. Kom sit by hom.